Dankie dat jy inskakel by Spirit and Life. Nou hierdie is 'n nuwe stereo wat ons begin bou het. En dankie vir iemand wat vir ons die gordyne geskenk het, opgesit het en ons gaan nog hierdie muur verander. En ek onthou waar ek met videoetjies begin het. Net sommer te praat en dit het in COVID begin. Ek het gedink COVID gaan net vir 6 weke wees. Kom ons doen 'n video vir 6 weke elke dag en is 'n video begin. Dit is al 4 jaar later. En die Here het al vir my gesê om kursusse op te neem. Dan op 'n eenvoudige manier neem ons kursusse op. En nou word dit al hoe beter. En nou het ons al 'n vertrek gevat en klomp gordyne gehang en klomp goed gedoen. Nou dink ek, as jy 'n ding wil doen, dan begin jy soontoe te werk. Jy maak planne, jy spaar geld, jy dink idees uit, kry nog idees om dit reg te kry om dit te doen. Nou, die vertrek is nog nie klaar nie. Klank is nog nie 100% reg nie, die beligting is nog nie 100% reg nie, maar ons werk soontoe. Maar as die mens 'n ding wil doen, na 'n rukkie, dan doen jy dit. Maar ons kan nie alles doen nie. Daar's goed wat ons net nie kan doen nie. En dis baie keer frustrerend, baie keer skep dit ongeloof van ons hart, baie keer, Here, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, want ons kan nie alles doen nie. Maar met God is dit anderste. Weet, 'n engel Gabriël kom by Maria, en dan sê hy van Maria, jy gaan 'n kind hê. Dan sê sy, hoe is dit moontlik? Ek nie 'n man nie. Dan sê hy, die Heilige Gees gaan oor jou kom, jy gaan swanger word. En hoor hierso in Lukas 1 vers 36, dan sê hy, en ek het nog goeie nuus vir jou, Elisabeth, 'n familielid van jou verwag ook. Soos jy weet, is sy al baie oud. En tog sal sy een van die dae 'n seun hê. Sy sal 6 maande swanger. Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie. Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie. En ek lees vir jou die boodskap Bybel uit, en dan sê hy dit eintlik so mooi, jy sien jy dat niks vir God onmoontlik is nie. Nou, jy moet verstaan, God is nie boos nie. Hy doen nie bose goed nie. Hy is nie duisternis. Die Bybel sê hy is lig, daar's geen duisternis in hom nie. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy is nie een wat nie sy woord hou nie. Hy doen nie sonde nie, hy maak dood nie, hy doen nie verkeerde goed nie, dis nie wat hy doen nie. Baie keer dink mense dis God, maar dis glad nie die waarheid nie. Maar as jy 'n oomblik besef, dat God kan enige iets deur jou werk, dat God kan goeders werk wat vir die koninkryk is, God kan goed doen wat ons dink onmoontlik is, dit kan God doen. Jesus het self vir die disippels gesê, wat vir mense onmoontlik is, dis onmoontlik vir 'n mens om in die hemel te kom, is vir God moontlik, dat God kan ons red, God red ons, en daarom bid ons, daarom wil ek bid, daarom wil ek geloof hê, want ek weet, God kan dit doen. Nou moet jy 'n belangrike ding besef, God kan enige ding doen, maar net die volgende vers, dan sê Maria, ek is tot die Here se beskikking. Want die oomblik toe sy besef dat niks is vir God onmoontlik, dit sê sy, ja Here, ek doen dit. Wat baie sleg is, as jy nee vir God sê, as jy sê, Here, ek wil nie, ek stel nie belang nie, dan kan God dit nie deur jou doen nie. Hy gaan iemand anders gebruik, maar hy kan dit nie deur jou doen nie. Jy moet besef, dis nie Jesus se geloof wat mense gesond gemaak het nie. Dis hulle geloof. Jy weet, die vrou wat siek is, sy kom en dan sê sy, as ek net aan sy klere kan raak, gaan ek gesond word. So haar geloof is, as sy aan Jesus kan raak, gesond word. Sagaria, die hoofpriester, hy is Jairus se dogtertjie. Jairus kom en sê, Here, kom net na my huis toe, as jy 'n hande op haar lê, gaan sy gesond word. So sy geloof, die Romeinse offisier kom en sê, Here, ek glo, u kan enigiets doen, spreek 'n woord, dan gaan hy gesond word. Dis hulle geloof wat gemaak het dat Jesus iets kan doen. Want, toe hy in sy eie dorp kom, sê die Bybel, hy was verbaas oor hulle ongeloof. Hy kon nie wonderwerke doen nie. Daar's 'n paar mense wat hy maar gesond gemaak het, want hulle het aanstoot geneem teenoor Jesus, en dit kon nie werk nie. Jesus kon nie wonderwerke doen nie. Nou wil ek jou aanmoedig vandag, om te glo dat God kan, om te glo dat God die onmoontlike kan doen. Daarom gaan ek na Jesus toe en vra hom, Here, help my, Here, doen dit vir my, dan kan hy dit doen. Dankie dat jy geloof in God het, en dankie
dat jy luister. Jy is 'n great blessing.